Goeiedag geliefdes van ons Here Jesus Christus. Ek is Dominee Jacques Paul van APK de la Rybel en Stella. En oor die laaste paar dae het ons stilgestaan by die bruilof. En hoe die bruilof gereed gemaak word en hoe die gaste genooi is en hulle rug gedraai het op die Here, omdat hulle nie in die gereedheid was nie. Maar ook na die gaste wat opgedaag het en die man wat nie die bruilofskleed aangetrek het nie, ons kyk. En vanoggend sluit ons af met die laaste vers van Matteus 22. Ons lees vers 14. Want baie is geroep, maar min uitverkies. Geliefdes, hierdie is 'n saak wat baie min mense vandag wil hoor. Ons wil tog net die beste in ander mense sien. Ons wil tog net glo dat almal is gered, dat almal op pad is om by die bruilof aan te sit. Ons wil tog net die beste in ander mense sien en die beste vir hulle hê. Maar wat ons in hierdie bruilofsgedeelte geleer het, is dat baie mense nie ag gee op die roepstem van God nie. Dis nie noodwendig slegte mense nie. Baie keer is dit eerbare mense wat goed doen en wat hardwerkend is in die wêreld daar buite, maar wat op die roepstem van die Here net nie ag gee nie. Mense wat bloot die evangelie en die roeping in die evangelie ignoreer, omdat dit buite hulle eie wil strek. En daarom sien ons hoe baie geroep word. Elke gas wat die uitnodiging ontvang, elkeen wat van die Here Jesus Christus leer, elkeen wat die Bybel in die hand het, is genooi. Maar het die boodskap ontvang. Die bruilof is aan die kom. Wees gereed, maak reg, trek jou bruilofskleed aan dat jy kan aansit. Maar tog lewe hulle net soos wat hulle wil. Maar die genade is dat daar diegene is wat op die roepstem van die Here ag gee. Daar is diegene wat waarlik lewe vir die Here in gereedheid, wat die bruilofskleed elke dag aantrek en uitgaan om ook in die evangelie, die uitnodiging te leef met die afwagting van die koning wat kom. Geliefdes, en hierdie uitnodiging, hierdie uitverkiesing, die wedergeboorte is so 'n belangrike element, want sonder die wedergeboorte, sonder die uitverkiesing, kan die mens nie lewe nie. Maar wat die teks vir ons baie duidelik sê is, roeping is nie outomaties gelyk aan uitverkiesing nie. Net omdat daar baie mense geroep word na die Here toe, beteken dit nie almal van hulle is uitverkies nie. En dit dring ons daartoe om elke dag ons lewens te ondersoek en te vra, maar lewe ek as uitverkiesde? Is die Here werklik in my hart? Lewe hy in my en maak hy my lewend om daar waar ek gaan ook die evangelie uit te leef? Ja, is ek die een wat eendag by die bruilofsmaal sal ingaan, wat uitgewerp sal word in die buitenste duisternis, waar ek die geween en die geknars van tande sal hoor? Is ek die een wat geroepe is, vir die roepstem van die Here hoor, maar wat nie uitverkies is nie, omdat ek nie lewe soos wat hy vir my vra nie? Liefdes, uitverkiesing is so belangrik. En kan ons seker wees van uitverkiesing? Ja. Ons kan seker wees van uitverkiesing. Elkeen van ons weet hoe lyk ons verhouding met die Here. Elkeen weet of die Here wedergebore gemaak het, of ons hart vir die Here leef. Maar ons moet ook besef dat die Here in die evangelie van Matteus skryf, nie elkeen wat sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar alleen die wat die wil van die Vader doen. En daarom besef ons dat wanneer ons uitverkore is, ons die wil van God sal nastreef en nie ons eie wil. Liefdes, mag die Here ons daarom so voorberei, dat hy ons nie net roep nie, maar deur die wedergeboorte so sal voorberei, dat ons in gereedheid sal lewe vir die dag wat hy kom, om aan te sit by die bruilof van die Lam. Liefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat ons uitgenooi word na die bruilof van die Lam toe. Here, gee dat ons op U roepstem sal ag gee, Here, en werk so in ons harte, dat ons die wedergeboorte sal beleef, dat ons as uitverkiesde kinders sal gaan lewe. Maar Here, dat ons ook sal besef dat nie elkeen wat sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar alleen die wat die wil van die Vader doen, en daarom bid ons, Here, werk met ons, dat ons U wil nastreef, dat ons die ou mens sal aflê en die bruilofskleed sal aantrek, dat ons in gereedheid sal wees vir daardie dag. Here, want U sê hy kom soos 'n dief in die nag. Wanneer ons die minste verwag, sal dit aanbreek. Here, maar gee dat ons gereed sal wees, om U ook
te kan ontmoet. Here, en in te kan gaan by die bruilofsaal en saam met U die fees te kan vier van die bruid en die bruidegom wat by mekaar kom. Here, ons bid en ons vra, lei ons, boetie, bewaar ons en wees ons naby in al die sake van ons lewens. Here, ons bid die dinge nie in onsself nie, maar ons bid in naam van ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, ek hoop dat U 'n geseënde dag mag die Here U ook lei daar waar U gaan. Totsiens.